En ons tema vanaand is God se uitnodiging. En dan is daar 'n lekker tafel met kos en allerlei lekkernye. Maar kom ons kyk eers na die teks. Toe een van diegene wat saam aangeleen het om te eet, dit hoor, sê hy vir hom: Gelukkig is die een wat aan die maaltyd in die koninkryk van God sal deelneem. Toe sê Jesus vir hom: 'n man het 'n groot feesmaal gehou en baie mense uitgenooi. Toe dit tyd was vir die feesmaal, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê: Kom, alles is gereed. Maar een na die ander het almal verskonings begin aanbied. Die eerste een het vir hom gesê: Ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek daarna gaan kyk. Ek vra u, verskoon my tog. 'n ander een het gesê: Ek het 5 paar osse gekoop en ek gaan hulle uittoets. Ek vra u, verskoon my tog. Nog 'n ander een het gesê: Ek is pas getroud en daarom kan ek nie kom nie. Met sy terugkeer het die slaaf hierdie dinge aan sy eienaar gerapporteer. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy slaaf gesê: Gaan dadelik uit in die strate en steegies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. En die slaaf het kom sê: Meneer, die opdrag wat u gegee het is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die eienaar vir die slaaf: Gaan uit na die paaie en lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis kan vol word. Want ek verseker julle, nie een van daardie mense wat aanvanklik genooi is, sal hulle mond aan my feesmaal sit nie. En ons lees vir eers net tot daar. Hierdie gelykenis is soos enige gelykenis in die sin dat dit gaan nie net oor die storie wat Jesus vertel het nie. Hierdie teks gaan oor baie meer as net 'n ete of 'n feesmaal. Dit gaan oor baie meer as net 'n gasheer of 'n storie van 'n gasheer wat wie se vriende nou 'n uitnodiging weggewys het en dat hy nou ander mense uitgenooi het. Daar is met elke gelykenis, dis die punt van 'n gelykenis, is daar iets dieper oor ons geloof wat ons kan leer. Iets oor God, iets oor onsself en 'n opdrag saam met dit. Nou hierdie gelykenis, as jy so 'n bietjie verder gaan lees in kommentare en as jy ook dood eenvoudig net bid en net bietjie daaroor dink, dan sal jy agterkom maar daar's verskeie karakters in die gelykenis en elkeen verteenwoordig iets meer. Ons is in hierdie gelykenis is ons mense wat genooi word. God is die gasheer. God nooi ons almal uit, ongeag hoe ons lyk, waar ons vandaan kom, waarmee jy besig is. Dis vir die klein kindertjies op die straat, dit is vir die mans en vrouens in 'n museum, dis vir die man wat op pad is werk toe en is vir die vrou wat met haar hondjie stap. Die uitnodiging van God om deel van sy koninkryk te wees is vir almal. Ek tref nou 'n bietjie onderskeid, of ek wil so 'n bietjie onderskeid tref tussen verlossing teenoor die uitnodiging is twee verskillende goed. So ek sê nie nou die hele wêreld is gered en verlos nie. Ons almal is genooi. Verlossing kom wanneer ons daai uitnodiging aanvaar. Maar almal is genooi. Ek het al so 'n bietjie gewonder oor gelykenisse en hoe besluit Jesus wat sy gelykenis hy wanneer wil vertel? Dink hy in die nag 'n storie uit en dink ja, dis 'n goeie een. Ek dink mense gaan hierdie een onthou. Of is dit op die ingewing van die oomblik wat hy 'n behoefte sien, 'n leemte sien in die samelewing en dan dink hy daar 'n gelykenis uit wat dit verteenwoordig of wat die probleem aanspreek? Ek sal nie weet nie. Daar's ook nie 'n kommentaar wat vir my 'n antwoord gaan gee nie. Maar ek vermoed ons gaan nie alles verstaan van God nie. Ons gaan nie God altyd ten volle verstaan nie. Ons kan nie. Dis hoekom God is. Maar wat ons hiervan leer is dat om 'n uitnodiging weg te wys is om die feesmaal te mis. Om nee dankie te sê vir God se uitnodiging om deel van sy koninkryk te wees, dit is om uit te mis op die feesmaal van die koninkryk. Kom ons noem dit nou maar dit. Daai ete, daai tafel is groot.
nadat die aanvanklike groep mense dit weggewys het, en daar was ander verlamdes en blindes en krepeles, nadat hulle genooi is, is daar nog plek. En hierdie ouens aan die begin het ook nie slegte verskonings gehad nie. Die een ou het osse gekoop, hy moet na hulle omsien, die ander ou het grond gekoop, en as 'n ander ou wat getrou het, dis goeie verskoning. Ek dink wat verskonings aangaan is 'n goeie verskoning, blameer sy vrou. Ek spot net, ek terg net. Maar dit gaan nie oor of ons goeie verskonings het of slegte verskonings het vir die Here nie. Dit gaan oor ons maak verskonings om deel te hê aan sy koninkryk. Wat bedoel ek daarmee? God nooi ons uit om disippels te gaan maak. God nooi ons uit om by 'n omgegroep 'n Bybelstudie te gaan hê. God nooi ons uit om by 'n erediens ook deel aan te sluit, hier of aanlyn. Maar dan begin ons prioriteite bietjie herrangskik. Dan begin ons 'n bietjie dink, maar wag, moet die kinders gaan aflaai. Ja, nee, die kinders is nou belangriker. Of ek dalk nog op soek na 'n kerk. Ek weet nie of ek wil kerk toe gaan nie. My kinders het soveel buitemuurse aktiwiteite. Ons gaan nie daarby uitkom nie. Sal maar daai Bybelstudie moet mis. Ek kan nie deel wees van 'n omgegroep hierdie volgende 6 maande nie, want as die projek misluk, die nuwe projek wat ons aanpak by die werk, dan verloor ek my werk of ek verloor my bonus of wat ook al. Dis alles uitstekende verskonings. Soos in Engels kan 'n mens sê, it's very valid. Maar hy skort dringend aandag. Ek het net naweek om daaraan te werk. Ek kan nie kerk toe gaan nie. Ek sal maar in die week die diens kyk. Ek sukkel om met onbekende mense te praat, so ek wil ook eintlik wegbeweeg van die hele tyd gemeenteaktiwiteite gebruik as voorbeeld, want God is nie net in die gemeente nie, hy is oral, maar daai selgroep se funksie wat hulle reël om miskien fondse in te samel vir 'n welsynsprojek of wat ook al. Ek sukkel met onbekende mense, so ek weet nie of ek wil gaan nie. Of my gesondheid keer my om iets te doen. Ek kan nie so vroeg mee opstaan nie. So baie goeie voorbeeld, baie goeie verskoning. En ek sal niemand verkwalik in die gemeente wat een van hierdie voorbeelde miskien tans beleef nie. Ek sal niemand verkwalik nie. Want dis die realiteit waarin ons leef. Julle daai kinders, as ek dink aan ITJ, hulle programme is ongelooflik vol. Julle sal nie glo nie. Soos 'n goeie verskoning, maar waar mis ons iets van die koninkryk? Waar is ons deel van die feesmaal en waar is ons nie? Mis ons nie uit op die koninkryk as ons so besig is met ons eie prioriteite nie? En ons prioriteite is nie noodwendig net ek, my selfsug of so nie. Maar dit is ook my kind, my vrou, my familie, my hond, my wie weet wat ook al. Om verskonings te maak vir die feesmaal van die Here, die koninkryk van God waarna ons deel het, is om ons dinge te prioritiseer bo die aktiwiteite van die gemeente, van die koninkryk. Nie die gemeente nie. Hooplik oorvleuel dit, maar die dinge van die koninkryk. Verskonings is verskriklik gevaarlik. En dis juis oor wat ek nou gesê het, wat verskonings so gevaarlik is. Want met elke verskoning wat ons maak, gaan dit nie oor die aard van die verskoning nie. Dit gaan nie oor, is ek net te moeg om kerk toe te gaan, of kan ek werklik, weens my gesondheid nie kerk gaan nie. Dit gaan nie oor wat die verskoning is nie. Dit gaan oor as die Here op jou hart lê om vir iemand 'n gebed te gaan doen. Wat verhoed jy om 'n gebed te gaan doen? As die Here jou attent maak daarop, dat jy dalk bietjie min Bybel lees, bietjie min tyd met die Here spandeer in sy woord, bietjie heeltemal te min in party gevalle tyd met die woord spandeer, om dan te sê, ja, maar ek kry nie tyd nie, ek sal maar die vers vir die dag lees, soos wat ek nou die vers vir die dag vandag aangehaal het. Daai prioriteite, dis wat verskoning so gevaarlik maak. Is nie net vir verlorenes wat hierdie feesmaal gelykenis geskryf is nie, en vertel is nie. Dis vir my en vir jou ook. Wat bedoel ek met verlorenes? As jy hierdie feesmaal gelykenis lees, dan klink dit of daai aanvanklike groep mense baie kras amper verskoning gemaak het.
Hulle klink soos verlorenes. Hulle klink soos mense wat kom ons sê, Christene was, wat dan heeltemal hulle geloof verloor het en ateïste geword. Ons dink in 'n radikale raamwerk baie keer as ons dink aan verlorenes en mense wat uitmis op die feesmaal, maar dis baie keer ek en jy wat net nie tyd maak vir die Here nie. Is soos 'n kar wat afgeskeep word. As jy sê, kom ons praat van ons geloof as 'n kar. Jy het 'n diensplan, jy het sekere raad wat jou pa en jou oupa en jou ouma en jou oom en die buurman langs aan vir jou gegee het oor, was jou kar en dan gaan ry 'n draaitjie dat die water uit daai gleefies uitkom, en anders roes hy nie daar nie. En maak seker jou bande se druk is reg en maak seker jy hou by jou jaarlikse diens en moenie as jy nou koffie mors dit vir lank laat staan nie, want die plastiek gaan hard word. Dis daai klein goedjies wat ons in ons geloof afskeep, soos wat jy 'n kar so afskeep. Wat maak dat jy eendag sit met 'n stuk in 'n kar? Dit kan gebeur, is die metafoor nie perfek nie, want 'n kar kan in 'n ongeluk kom en dan sy afgeskryf, maar in ons geloofslewe as die metafoor van 'n kar, is dit baie keer hierdie bietjie afskeep, wat maak het ons op die einde agterkom, o genade, ek is een van die verlorenes. Ek het nie opsetlik my rug op die Here gedraai en gesê, ek wil nie deel hê aan die feesmaal nie, maar dis net so bietjie ietsie hier en bietjie ietsie daar, wat gemaak het dat jy eintlik net die feesmaal mis. Dat jy nie deel is van dit ervaar van die koninkryk op aarde nie. Omdat jy so besig is met die aardse goed. En ek wil vir julle iets interessants vertel van hierdie gelykenis ook, wat ek nogal gedink het ook op toepassing is van ons geloofslewe, hoe God ons uitnooi. Hoe dit gewerk het in die Bybelse tyd met uitnodigings is, sê nou maar ek is 'n gasheer, ek wil 'n ete hou en ek gaan ek weet nie, 20 van julle? Hoeveel was ons Karen? Hoeveel? 24, al 24 van julle gaan ek nooi vir 'n ete. Ek gaan dan lank voor die tyd. Dan sê ek vir julle, hier is die dag wat ons gaan 'n ete hou. Ek stuur dalk 'n slaaf om vir julle te kom vertel, nie dat ons vandag slawe en so moet hê nie, maar vir die doeleinde van die illustrasie. Ek sou uitgaan en nooi vir julle elkeen uit. Dan weet jy, right, oor 'n maand het ons 'n ete by Roan se huis. Die aand van daai feesmaal kom aan en julle daag nie net op nie. Ek stuur 'n slaaf om julle te gaan haal. Dis 'n voorreg wat jy as gas het om deur 'n slaaf kom haal te word. So dit is soveel erger vir hierdie gasheer om dan te hoor nee, ek kom nie meer nie. Want daar was moeite gedoen. Hy het nou nie self die gaste gaan haal nie. Hy het nou wel 'n slaaf gestuur, maar daar's moeite gedoen gewees. So ook werk dit met God. God doen soveel moeite met ons. Hy het nie net een keer vir jou vertel, weet jy, daar's iets soos kerk wees, gaan wees deel van dit, jy gaan iets van die koninkryk beleef en hy los dit net daar nie. Nee, hy herinner jou, daar's iets soos kerk wees. Hy herinner jou aan Bybelstudies, hy herinner jou aan omgegroep, hy herinner jou aan jou kollega by die werk wat dalk worstel met 'n egskeiding of met geloofsvrae. Hy herinner jou, dis konstante uitnodigings, dis moeite wat hy met jou doen. Maar ons skeep hom dan af. En dan word ons ook so verlorenes in 'n sin. Dan mis ons iets van die koninkryk van God. Ek het nou gesê, ons gaan so klein bietjie boer in Lukas, en as jy bietjie kyk na hierdie perikoop, hierdie afbakening van hierdie teks wat ons nou gelees het, in Lukas 14, dan sit hy so half in die middel van 'n klomp ander tekste, wat oor een tema gaan, maar die teks wat ons nou gelees het, staan bietjie uit, want hy gaan nie oor daai tema nie. Die teks wat ons nou gelees het, gaan oor die uitnodiging en deel aan die koninkryk van God, en as jy nie deel is nie, dan mis jy uit. Om die waarheid te sê, die laaste deel van die teks sê ook daarso, want ek verseker julle, nie een van daardie mense wat aanvanklik genooi is, sal hulle mond aan my feesmaal sit nie, want hulle is nie aan tafel nie, hulle is net dood eenvoudig hier daar nie. Dis nie die Here sê, jy is vir ewig en altyd verdoem nie. Maar hy sê, jy het nee gesê, so jy is nie deel van hierdie feesmaal nie. Die res van die tekste rondom hierdie perikoop, dis my verskriklik mooi om na aan te dink. Dis gelykenisse wat weer die boodskap oordra van hoe dankbaar, hoe bly God is as jy terugkom. Die een gelykenis wat in hierdie stuk ook gelees word, is die vrou wat haar muntstuk, haar dragmis, verloor in die huis.
Nou, dis 'n muntstuk wat omtrent die waarde was van 'n dag se werksloon. So dis baie geld. En die gelykenis, jy kan hom gerus gaan lees, daarso ook in Lukas 14 en 15, hoe sy ook bly is wanneer sy hom soek. Sy gaan na die ander gaste toe en sy sê, maar kyk, ek het hom gekry. En sy's dankbaar oor die een muntstuk wat sy verloor het. Die ander een oor die skaap wat verlore is. Die 99 wat die skaapwagter weet is veilig, is oukei. Laat hy daar en hy gaan soek die een. So ons is verlorenes, maar ons word nooit gelos nie. En dan natuurlik die baie bekende een, die verlore seun ook. Hoe dankbaar, hoe bly die vader is wanneer sy verlore seun terugkom. Rondom hierdie teks wat ons gelees het aanvanklik in hoofstuk 14, waar jy so amper al 'n bietjie, seker nie angstig, is nie die regte woord nie, maar jy so 'n bietjie ongemaklik is oor die ding van, vrek, my geloofslewe, as ek nou verlore is, dan gaan ek verseker nie aan die feesmaal sit nie. Dis belangrik, is waar, maar rondom daai teks, in konteks, sê die Here vir jou, maar ek doen moeite met jou. Ek is bly as ek jou gevind het. Ek is bly as jy teruggekom het. Ek soek jou. So dis nie hopeloos nie. Dis nie dat ons moet verloor nie. Dis eenvoudig dat ons moet moeite maak. Moet moeite maak met 'n God wat met ons moeite maak. Ek wil jy terugvat na hoofstuk 13 toe. Ons is Lukas boere vanaand. Partykeer is ons vervreemd van die Here wanneer ons die wêreld bo ons geloof kies. Veral as dit kom by menseverhoudinge. Kom ek lees gou vinnig vir ons hierdie teks. Kom nou gou vinnig net hier weer kan oorblaai, of laat ek sommer daar lees. Ek het gekom om 'n vuur op die aarde aan te steek. Dis nou Jesus wat hierso praat. En hoe wens ek dat dit al aan die brand was? Ek het 'n doop waarmee ek gedoop moet word. En hoe swaar lê dit nie op my totdat dit afgehandel is nie? Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, sê ek vir julle, eerder verdeeldheid. Want van nou af sal 5 mense in een huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Daar sal verdeeldheid wees, vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen haar skoondogter en skoondogter teen haar skoonmoeder. Hoe maak dit nou vir ons sin? Wat het dit nou enigstens te doen met die boodskap? As jy die Here eerste plaas in jou lewe, gaan die wêreld nie daarvan hou nie. As jy die Here eerste plaas in jou lewe, gaan die wêreld nie daarvan hou nie. Jesus het nie gekom sodat hy, dis waar die Grieks baie belangrik is as mense na sulke tekste kyk. Jesus het nie gekom sodat hy verdeeldheid kan saai nie. Maar hy het gekom, maar hy weet, hier gaan verdeeldheid kom. Want as ek daai voorbeeld kan gebruik, vir 'n vader wil jou seun eerste kom. Vir 'n moeder wil die dogter eerste kom, en die dogter wil die moeder eerste kom, en die skoondogter vir die skoonma, en die skoonma vir die skoondogter. Ons kan lank so aangaan met hierdie rympie, maar Jesus het geweet, daar kom verdeeldheid tussen die mense wat hom volg, en die wêreld. En die wêreld wil nie tweede kom nie. Maar ons is geroep as Christene, as gelowiges, om altyd die Here Jesus eerste te plaas. Altyd te sê, die koninkryk van God is waarna ek streef. En dis waar daai verdeeldheid vandaan kom. Soos ek sê, dit klink verwarrend as mens daai eerste deel lees. Dink jy ek het gekom om vrede op aarde te bring? Nee, sê ek vir julle, eerder verdeeldheid. Dit klink asof Jesus dit as prins doen, maar dis nie wat daar aangaan nie. Christus weet net, sy kinders het 'n moeilike keuse om te maak. En soms in die alledaagse gaan ek en jy sukkel om eerste te plaas. Kom ons wees eerlik met mekaar, dit in die ingewing van die oomblik. As jy woedend is vir daai taxi of daai bakkie of wat ook al wat jou van die pad af gedruk het, gaan dit moeilik wees om die Here eerste te plaas en nie jou te vererg vir hom nie. Sulke goed gebeur. Die lewe gebeur, die lewe vind plaas. Maar God roep ons om
om terug te kom. En wanneer ons terugkom, dan sê hy soos daai pa van die verlore seun wat jy met oop arms verwelkom en vir jou sê, maar my kind, jy is tuis. Welkom. Kom terug na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. My juk is sag en my las is lig. Om Christus eerste te plaas beteken ons plaas die res van ons prioriteite tweede, selfs derde en vierde. Dis ons opdrag vir vanaand. En ek wil julle laat met net 3 vragies wat ek op die skerm nou gaan sit. En ek spot altyd so met die tieners en ek sê vir hulle, ek sal nie vir julle huiswerk gee nie, maar gaan dink hier aan. Maar ek wil regtig jy moet miskien vanaand of môreoggend of so bietjie tyd spandeer met hierdie vraag. Jy kan jou eie naam daar insit waar dit sê ons. So ek sal sê, het Roan werklik al die Here se uitnodiging? Maar sit jou eie naam daar in. Het ons werklik al die Here se uitnodiging aanvaar of maak ons verskonings? Wat ek daarmee bedoel is, gaan ons regtig voluit in ons strewe daarna om die Here se wil eers te plaas. Om regtig in alles wat ons doen, te wonder of my besluite wat ek, my keuses wat ek neem, of dit my eie behoeftes en begeertes prioritiseer en of dit die Here se prioritiseer. Hooplik stem dit ooreen, maar die tweede vraag is ons soms te besig met ons eie lewens om die Here se koninkryk 'n prioriteit te maak? Weereens, dis wonderlik as die kerk die plek is waar jy die koninkryk die meeste ervaar of baie ervaar wat ek al, maar ek gaan dit weer net gou vinnig net vir 'n oomblik daar vir die argument net geskei en sê die koninkryk is oral. Die koninkryk is nie net by gemeentelike aktiwiteite nie. Die koninkryk is hoe jy met jou buurman, jou buurvrou, jou kollegas, jou baas, of selfs die kind wat jy help skool toe ry en terugry, daar is ook die koninkryk. Is jy soms te besig, of ek te besig, met ons eie lewens? En die laaste een is ons bereid om hierdie uitnodiging met ander te deel. Het is maklik om te sê, ons gaan even uitreik en ons dra die uit baadjie en ons sit 'n banier op voor die kerk en taak afgehandel. Ons is reg, ons het dit met ander gedeel. Maklik om dit te doen. Moeilik as die Here 'n spesifieke iemand op jou hart plaas. En ek wil vir jou vra om 'n bietjie daar te gaan dink en ook vir die Here te vra, maar hoe kan ek nie net iemand wees wat sit aan hierdie tafel, hierdie feesmaal en eet nie, maar hoe kan ek iemand wees wat saam mense gaan nooi? Want ons is nie geroep om aan hierdie feesmaal net te sit en ons monde vol te druk met kos en net te geniet nie. Ons moet ook in die steegies ingaan, in die strate in die krepeles, die armes en die blindes ook te nooi. En te sê, daar is meer as genoeg. Jy sal nie glo wat ek ontdek het nie. Ek het die Here Jesus ontdek. Ek weet wat hy vir ons kan bied. Ek weet wat hy in hierdie wêreld doen. En dis ons uitdaging vir die week wat voorlê. En daarna. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons uitnooi na die feesmaal van U koninkryk en dat U ons keer op keer vergewe en ons verdien dit nie, Here. Maar U nooi ons steeds uit. En dankie ook dat ons kan weet dat U nie opgee op ons nie. Ons maak foute, ons stel die wêreldse dinge as 'n hoër prioriteit as wat ons die koninkryk soms doen en ons vra Here om ons asseblief te help. Help ons om U ons topprioriteit te maak in alles wat ons doen. Ons is soms so bang vir verdeeldheid en verskeiding van die wêreld dat ons nie ons opdragte uitvoer nie. Ons opdragte wat U self vir ons gegee het nie. Maar Here, gee asseblief vir ons die waagmoed. Gee vir ons die krag om Christene te wees wat disippels gaan werf. Ons weet, dis nie ons wat mense bekeer en ons wat mense werf nie, maar dis U wat deur ons werk. En is U wat die werk doen. Dankie vir U liefde. Amen.